Welkom by Wiskunde met Hildegard. Vandag kyk ons na vraag 11 van die NSS 2024 vraestel 1. Onthou om te subscribe indien jy dit nog nie gedoen het nie. Hierdie vraag handel oor waarskynlikheid. 'n sekere aantal leerders skryf die eksamens in wiskunde, toerisme en geografie. En ons moet nou 'n Venn-diagram teken om al die leerders wat hierdie eksamen geskryf het voor te stel. Okay, ons gaan net deur al die bulletpunte gaan en dit dan in die Venn-diagram inskryf. Okay, al hierdie leerders let ten minste een van hierdie eksamens af, so dit beteken dat daar geen leerders is wat nie een van hierdie 3 vakke skryf nie. Okay, die totale getal leerders wat wiskunde aflê is 22. So, ek kan dit net hier in hakies so lank skryf, dat daar 22 van hulle moet wees. Ek sal later van die goed uitvee. Okay, so ons het nou daarin uitgewerk. Die totale getal leerders wat toerisme aflê is 16. Okay, en geografie is 18. Okay, 5 leerders lê wiskunde en toerisme. Wiskunde en toerisme. Okay, maar nie geografie nie. So ons kan nie die middelste gedeelte insluit nie. So dit is hierso. Okay, 4 leerders lê wiskunde en geografie af, maar nie toerisme nie. Wiskunde en geografie, maar nie toerisme nie. So dit is hier. En nou is hier 3 leerders lê toerisme en geografie af, maar nie wiskunde nie. So dit is nou hierso. Okay. En nou sê hulle dat daar 6 leerders is wat slegs toerisme aflê. So dit gaan hier kom. Okay. Reg. Nou moet ons bepaal wat in die middel gaan kom, en ons kan dit eenvoudig doen deur te kyk na toerisme, want toerisme het al die inligting behalwe die middelste een. So ons weet dat 16 moet gelyk wees aan 6 plus 5 plus 3 plus x. Okay? En as ons nou vir x gaan oplos, dan gaan ons kry dat x gelyk is aan 2. Indien jy bietjie onseker is waar ek nou is, ek kyk nou na hierdie sirkel, alleenlik. Okay. Reg, so ons weet daar is 2 leerders wat al 3 vakke neem. Okay. Nou kan ons dieselfde prinsip gebruik om uit te werk hoeveel leerders is daar wat slegs geografie neem en hoeveel leerders is daar wat slegs die wiskunde vraestel geskryf het. Okay. So, ons gaan sê 22 en nou kan ons maar net die ander aftrek, want ons weet ons moet 22 kry. So, 22 minus 5 minus 2 minus 4 is die hoeveelheid wat slegs wiskunde neem, en dit is 11. Okay, so hier kom 11. En die hoeveelheid wat slegs geografie neem, is 18 minus 3 minus 2 minus 4, en dit is gelyk aan 9. So daar is 9 leerders wat slegs geografie neem. 9. Okay, ek gaan net hierdie 2 alles in hakies uitvee, want ons skoor dit nie regtig nie. Okay, en dit is die einde van vraag 11.1. In vraag 11.2 moet ons uitwerk wat die waarskynlikheid is dat 'n leerder wat willekeurig gekies word, ten minste 2 van die vakke sal aflê. Okay, so ons kyk dus na die volgende sektore van die Venn-diagram. Dit is alles hierso, al hierdie. So ons kyk nie na sektore waar 'n leerder net een vak kyk nie. Al die ander kyk ons na. Okay.
So ons moet nou eers uitwerk hoeveel leerders daar in totaal is. So ons gaan elke liewe sektor bymekaar tel. So ons gaan kry aantal leerders is gelyk aan 6 plus 5 plus 2 plus 3 plus 11 plus 4 plus 9 en dit gaan vir ons 40 gee. Wonderlik. Nou moet ons die waarskynlikheid uitwerk. So P ten minste 2 vakke is gelyk aan. Onthou hier is 'n waarskynlikheid. So ons gaan die hoeveelheid wat relevant is, deel deur die totale hoeveelheid. Okay. So dit gaan wees die 2 plus die 3 plus die 4 plus die 5 gedeel deur 40. En dit is gelyk aan 14 op 40 wat gelyk is aan 0.35. So 35% van die leerders neem ten minste 2 van die vakke. In vraag 11.3 moet ons bepaal of die gebeurtenis om 'n wiskunde vraestel te skryf en om 'n toerisme vraestel te skryf onafhanklik is. Die volgende moet waar wees indien die gebeurtenisse onafhanklik is. P van M maal P van T moet gelyk wees aan P van M en T. Okay. So om dit te bewys of om dit nie te bewys, gaan ons elke kant van die is gelyk aan na kyk. Ons gaan nou hierdie uitwerk. Die waarskynlikheid dat dit M is, maal die waarskynlikheid dat dit T is, en ons gaan kry dit is 22 op 40 maal 16 op 40. En dit is dan 11 op 50 wat gelyk is aan 0.22. Gebruik asseblief jou sakrekenaar. En nou gaan ons volgende kry. Nou moet ons uitwerk of P, die waarskynlikheid van P, M en T, en dit is dan gelyk aan. So dit is waar ons wiskunde het en toerisme. So ons kyk nou na hierdie gedeelte. Okay. En dit is dan 7 op 40 wat gelyk is aan 0.175. Okay, wat sien ons? Ons sien dat 0.22 is nie gelyk aan 0.175, so daarom is P van M maal P van T nie gelyk aan P van M en T. So dit wil sê gebeurtenisse M en T is nie onafhanklik nie. Okay. Baie dankie en lekker dag verder.